Varsy, ons nooi vir u om vanoggend saam met ons te blaai in die woord van die Here. Ons gaan voort waar ons verlede week opgehou het. Ons blaai vanoggend na Genesis hoofstuk 9, waar ons vanaf die 8ste tot en met die 17de vers sal saam lees. Genesis hoofstuk 9. Ons het verlede week gevorder tot by vers 7. Vanoggend gaan ons vanaf vers 8 tot 17. Ek dink terwyl ons so sit met die Bybel dalk op die skoot oop, ons is in afwagting dat die Here met ons sal praat. Kom ons maak net eers ons harte stil. Dan bid ons saam. Ons vra dat die Here met ons sal praat. Ons wonderlike Vader, ons wil vanoggend saam met die ouderlinge in die hemel, saam met die leerskare wat u lof besing, wil ons sê groot en wonderlik is u werke, Here God. Almagtige, regverdige en waaragtig is u weë. O koning van die heiliges word u genoem. Wie sal vir u nie vrees nie, Here? Wie sal u naam nie verheerlik nie? As ons vir 'n oomblik net dink met wie het ons te doen, wat 'n voorreg ons het om voor u te verskyn vanmôre, dan dwing dit ons, dit dring ons om neer te val op ons aangesig, voor u te buig en te sê, u is God. Daar is niemand buiten u nie. Omdat ons u woord vashou, omdat ons die waarheid van u woord liefhet, en selfs soos vanoggend met hierdie geloofsbelydenis saam bely het in ons hart, dit wat ons glo, wil ons onsself daardeur verbind aan die egtheid, die waarheid, die waaragtigheid ook van u woord. Ons is hier met 'n hongerhart dat u met ons sal spreek, en dalk is hier gedagtes wat ons al soveel keer gehoor het. Ons gebed is dat u dit nuut sal maak, dat u ons lewens sal kom verkoop en sal laat groei deur die goeie saad van u evangelie woord. Spreek nou tot ons. Verheerlik u self in ons midde. Wees u vir ons die lewende, waaragtige woord wat uit die hemel neergedaal het. Voed ons tot eer van u naam. Amen. Genesis hoofstuk 9, ek lees vanaf vers 8 tot 17. Verder het God met Noag en sy seuns by hom gespreek en gesê, maar kyk, ek rig my verbond met julle op, en met julle nageslag na julle, en met al die lewende wesens wat by julle is, die voëls, die vee, en al die wilde diere van die aarde by julle, al wat uit die ark uitgegaan het, naamlik al die diere van die aarde. En ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie. En God het gesê, dit is die teken van die verbond, wat ek sluit tussen my en julle, en al die lewende wesens wat by julle is, vir ewige geslagte. My boog gee ek in die wolke. Dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en die aarde. As ek dan wolke oor die aarde bring en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond wat daar bestaan tussen my en julle en al die lewende wesens in alle vlees. En die waters sal nie meer 'n vloed word om alle vlees te verdelg nie. As die boog dan in die wolke staan, sal ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens in alle vlees wat op die aarde is. En God het vir Noag gesê, dit is die teken van die verbond wat ek opgerig het tussen my en alle vlees wat op die aarde is. Tot daar lees ons saam in die onfeilbare woord van die Here. Ons praat vanoggend met u oor
die Noag verbond, of dan bietjie langer gestel, God se verbond met Noag. Dis waaroor die gedeelte handel. Dis voor ons. Kom ons praat daaroor. Veronderstel jy het 'n vriend of dalk 'n familielid, dalk 'n kind wat na u kom en sê, ek wil graag Bybel lees, maar ek verstaan nie die Bybel nie. Waaroor gaan dit eintlik? Wat bring al hierdie dinge bymekaar? Waarop moet ek let en wat is belangrik in die Bybel? Hoe sal u die Bybel kortliks opsommend aan iemand verduidelik? Het jy al daaroor gedink? Ek dink dis 'n baie realistiese vraag. Nou ek dink die meeste mense sal seker begin as jy dink aan die Bybel, vinnig moet jy nou dit verduidelik. Wel, daar is een boek, maar daar is 2 testamente. Ou Testament en 'n Nuwe Testament. En dalk sal jy dit dan kan opbreek. Ek hoop jy sal dit kan opbreek in al die verskillende verdelings. Jy kry die geskiedkundige boeke, jy kry die poëtiese boeke, dan kry jy die profete, en daarna die klein profete. Jy gaan na die Nuwe Testament, dan kry jy hoofsaaklik die evangelies, Handelinge tussenin, met dan die sendbriewe van Paulus en ander aan individue en aan kerke, en dan aan die einde Openbaring, die laaste openbaring wat God gee, sodat ons kan verstaan wat voorlê. En as dit is hoe jy dit min of meer sal verduidelik, dan het jy al reeds die inleiding van waaroor ons vanoggend begin praat, naamlik die verbonde van die Bybel. Want die Latynse woord testamentum, waarvan ons die Ou Testament en die Nuwe Testament kry, is presies dieselfde woord, ook as jy na die Grieks toe gaan en Hebreëus vir verbond. Dis die verbond wat God met die mens sluit. Die hele Bybel word saamgevoeg deur middel van verbonde. As ons sê, ons is 'n gereformeerde kerk, ons glo die Bybel en ons bestudeer die Bybel, dis vir ons die belangrikste, dan sien jy in die gereformeerde teologie, daar word 'n verklaring gegee van God se verbonde met die mens. Dis hoe God met ons praat. Ons het reeds gekyk na verbonde. Ons was by die Adam verbond in Genesis 2 vers 16 en 17. Dit word verwys of dit word na verwys in Hosea 6 vers 7. En ek het destyds vir u gesê, alhoewel die woord nie daar voorkom nie. Die woord kom die eerste keer voor hier met Noag. Maar alhoewel die woord nie daar voorkom met Adam nie, was al die elemente daar. Ons het gepraat van die werkverbond. God het geskep en vir Adam gesê, heers hieroor, werk daar en dit sal vir jou sorg. Dit was die werkverbond voor die sondeval reeds. Nou weens Adam se ongehoorsaamheid het God toe 'n verdere verbond met hom gesluit en dit staan bekend as die genadeverbond. Nou die genadeverbond was nie net eenmalig nie, daar was 'n hele paar, maar na die sondeval 'n genadeverbond met Adam opgerig. En onder die genadeverbond is daar eintlik 7 verskillende verbonde reg deur die Bybel. Met Adam self, Genesis 3 vers 14 en 15, ons het dit behandel destyds as die moederbelofte. Dan is dit die Noag verbond, ook 'n genadeverbond. Dan kry jy die verbond met Abraham, Genesis 15 en Genesis 17. Dan kry jy die verbond met Moses, Eksodus 19 tot 24. Dan kry jy die verbond met Israel. Israel se verbond is in Deuteronomium 29 tot 30. Die verbond met Dawid, 'n verdere uitbreiding daarvan, 2 Samuel 7. En dan uiteindelik kom jy by die nuwe verbond, wat ons die eerste keer van lees in Jeremia 31, waar daar gepraat word, God sê, ek sal met julle 'n nuwe verbond oprig na hierdie dae. Nou 'n verbond, of die verbond dan nou, word nie uitdruklik op 1 bladsy in die Bybel verklaar en gesê, goed, hier is die verbond van God. Dit is soos baie dinge in die Bybel. As jy na studie wil maak van byvoorbeeld wedergeboorte of van die Heilige Gees, dan gaan jy na 'n spesifieke hoofstuk toe en daar's alles van die Heilige Gees of alles van wedergeboorte nie. Jy moet maar deur die Bybel blaai, net soos die verbonde. As jy wil weet wat word bedoel met die verbonde, wat beteken dit, hoe is dit gegee, wat behels dit, dan moet jy deur die Bybel blaai. En vanoggend word ons direk gekonfronteer met 'n baie belangrike deel daarvan wat vir ons die beginsels weer eens neerlê van God se genadeverbond met die mens. Dis 'n sentrale onderwerp reg deur die Bybel. Dis 'n patroon reg deur die Bybel, maar wat ons vanoggend gaan sien is kosbare beloftes
kosbare beginsels wat die Here vir ons gee, en as ons dit reg verstaan, voed dit ons, maak dit ons harte gereed om te weet hoe God met ons werk. Nou ek wil die eerste een wees vanoggend om te sê, ek is baie keer versigtig om te praat oor die verbonde. En ek dink, as gevolg van die agtergrond waaruit ek kom, en as gevolg van baie van ons se omstandighede, en u sal dit verstaan as ek dit nou verduidelik, is ons tog maar bang om te praat van die verbonde, want Suid-Afrika, spesifiek, het 'n baie droewige geskiedenis met betrekking tot wat ons noem verbondsteologie. Omdat in die algemeen was die groter kerke in Suid-Afrika wat gereformeerd is en ontstaan het, was daardie kerke so oordrewe met die verbonde, dat daar vir mense gesê is, en hier kom die dwaling in, dat wanneer jy deel het aan die verbond, wanneer jy 'n verbondskind is, soos wanneer 'n babietjie gedoop word, dan sê hy verbondskind, of wanneer jy belydenis van geloof afgelê het en jy daardeur deel word van die verbond, dan is dit nie nodig vir bekering nie. Sommige predikante, en ek oordryf nie as ek dit sê nie, ek het dit self al gehoor, dat sommige predikante sê, wanneer 'n baba gedoop word, dan word sy naam in die boek van die lewe geskryf. En dis vals, dis nie waar nie. Geen verbond kan red nie. 'n Verbond is net die middel waardeur God sy reddingswerk, sy verlossingswerk aan ons openbaar. As jy dit reg verstaan, is dit weliswaar 'n genade verbond. So daarom moet 'n mens versigtig wees as jy hieroor praat, maar jy hoef nie bang te wees daarvoor nie, want dit bly 'n kosbare belofte, dit bly kosbare boodskappe wat ons leer en wat ons voed. Ons gedeelte wat ons vanoggend gelees het, is 'n uitbreiding van die eerste geval waar die verbond genoem word. Ons het reeds kortliks daarna verwys in Genesis 6 vers 18 by 'n vorige preek, maar met jou sal ek my verbond oprig, het God vir Noag gesê. Jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou. So daar word alreeds die eerste keer gepraat van die verbond. Maar vanoggend kom ons nou waar God vir Noag sê, onthou hulle het uit die ark uitgekom. Ons het gesê dis 'n nuwe begin. Hier is nou 'n heerlike, nuwe herskepte aarde. Hulle moet dit van voor af nou bevolk, bewoon, bewerk. En nou kom die Here en hy sê, hier is 'n teken van my verbond. Hy sluit die verbond, maar hy sê hier is my teken. En ons gaan vanoggend kyk na die Noag verbond in die lig van dit wat ons lees in hierdie gedeelte. Nou baie eenvoudig. Luister, mense is in die versoeking as jy by sulke teologiese goed kom. Want jy wil alles sê wat jy weet daaroor en dit is onmoontlik. Ek gaan nie eens in 'n reeks alles kan sê wat ek weet oor die verbonde nie. Maar ek wil vanoggend eenvoudig 3 vrae aan die hand van 3 vrae. Ons bly by die teks. 3 vrae vra en beantwoord. Sodat ons hier kan wegstap vanmôre en kan sê, nou verstaan ek die Noag verbond. En miskien ek hoop u verstaan dan ook bietjie meer van verbonde in die algemeen. Kom ons kyk wat ons kan leer. In die eerste plek vanmôre, die eerste vraag, onthou daar gaan 3 vrae wees en dan gaan hulle elke keer antwoord uit die teks. Wat is 'n verbond? Dis 'n bietjie algemeen, maar ons staan nou by Noag se verbond stil. So ons moet vra, wat is 'n verbond? Vers 8 en vers 9. Verder het God met Noag en sy seuns by hom gespreek en gesê, maar ek rig my verbond met julle op. En jy moet vra, verbond? Wat is 'n verbond? 'n Verbond is 'n vaste verbintenis tussen 2 partye. In hierdie geval tussen God en Noag en ook alle vlees. Ons gaan net nou meer daaroor sê. 2 partye. En ek wil hê jy moet van die staanspoor af verstaan, 'n verbond is altyd 'n genadige handeling van God. Wanneer hy na die mens kom en aan die mens sekere beloftes gee, en daar deel van die verbond kan ook sekere eise wees wat hy versoek, wat hy vra. Hy gee beloftes en hy versoek partykeer sekere dinge van die mens.
Dis genade. Luister, God hoef dit nie te doen. Dit moet ons van die begin af verstaan. Net soos wat God in Noag se tyd almal kon vernietig en net kon vergeet het van die planeet Aarde en van die mensdom en hy sou absoluut regverdig wees, is dit nie nodig dat hy 'n verbond met enigiemand sluit nie. Maar hier kom hy. En hy vernietig die eerste skepping. Hy spaar dit wat in die ark was en toe hulle daar uitkom sê hy, nou gee ek vir julle 'n verbond. Ek verbind myself tot 'n sekere saak. Die mens moet in God se beloftes glo. En die mens moet daai beloftes ken, sodat ons dit kan bære in ons gemoed, maar ook gehoorsaam kan wees aan die eise wat God soms stel. Nou as jy begin lees oor verbonde, en jy begin die dik boeke deurlees, ek praat sommer van die big bad books, as jy nou dik boeke begin lees van die gereformeerde teologie, dan is daar 'n klassieke werk van Owen Palmer Robertson, genaamd The Christ of the Covenants. En kan ek net vir u sê hoekom die verbonde so kosbaar is? Dit bring jou altyd by die evangelie uit. Dit kom altyd by die evangelie uit. As jy ou dit reg behandel, moet ek bysê. The Christ of the Covenants. En in hierdie boek gee Palmer Robertson, verskoon tog, 'n definisie, die kortste, ek hou altyd van die dunste boekies en ek hou van die kortste definisies, want dan sê die ou wat nodig is, maar hy kom baie vinnig by die punt uit. Die kortste, beste definisie wat ek kon kry oor wat is 'n verbond. Palmer Robertson sê, a covenant is a bond in blood, sovereignly administered. En ons gaan so 'n bietjie, onthou hierdie woorde, hy's kort genoeg om te kan onthou. A covenant is a bond in blood, sovereignly administered. Ek gaan net vinnig 3 goed noem, 3 aspekte noem van 'n verbond wat hierin voorkom. Want dis wat ons vind in die Noag verbond, dis wat jy vind in al die verbonde. In eerste plek, 'n verbond gaan altyd oor 'n verhouding. 'n Verbond gaan altyd oor God se begeerte om 'n verhouding te hê met die mens. Dis hoekom hy die verbond sluit. Hy hoef dit nie te doen nie, maar hy wil. Daarom buig hy neer. Deur hierdie verbond word 'n besondere verhouding opgestel tussen God en die mens. Dis as ware dan die verbond word nou die middel, die stuk gereedskap waardeur God 'n verhouding oprig tussen hom en sy skepsels, tussen hom en die mens, tussen hom en my. Dis die verbond wat dit moontlik maak. Dit gaan oor verhouding. Dis die hoofsaak. Die beste illustrasie wat ons het hiervan is 'n huwelik. Het jy geweet 'n huwelik is 'n verbond? Dis 'n verbond voor God tussen 2 partye. Elke keer wanneer jy by 'n huwelik kom, as jy troue bywoon, dan moet jy daaraan dink. Dis 'n formele, bindende, wettige en wetlike seremonie. Dis hoekom daar 'n bepaalde ritus is wat gevolg behoort te word. Ja, jy kan allerlei mooi goedjies doen tussenin, maar daar's sekere goed wat daar moet wees, wat die wet vereis, sekere goed wat God vereis, daar moet getuies wees, daar moet die 2 partye wees. Dis 'n formele, bindende, wetlike en wettige seremonie. Dis die bekendste voorbeeld. Nou as jy gaan kyk na die woord verbond, covenant, en jy doen 'n woordstudie, dan is die Hebreëse woord is afgelei van 'n werkwoord wat beteken om te sny. En dit kom basies van die gebruik wat hulle gehad het in die vroeë antieke tyd. Wanneer 'n verbond gesluit is, dan het hulle gedagtig aan 'n offer wat gebring moes word, het hulle dier geneem en die dier middeldeur gesny, oopgelê. Die twee partye wat nou die verbond sluit, het tussen die stukke vleis deur geloop as sigbare bewys dat hulle gewilliglik hulle self verbind tot hierdie ooreenkoms, vir ander om te sien, en die gedagte daarmee saam was, sou jy hierdie verbond breek, is daar gevolge. En baie van die ouens wat nou gaan kyk na die historiese konteks van verbonde sê, die rede waarom hulle die diere oopgesny het, was nie net vir die doel van die offers waaraan hulle gedink het nie, maar jy kan opgesny word. Dit kan jou bloed eis as jy nie hierdie verbond nakom nie.
Ek dink as 'n mens 'n troue deesdae moet doen en jy sê kom ons sny 'n dier middeldeur en laat die tweeetjies nou deur hulle loop. Dit sal 'n bloedige spul afgee. Die troue sal nou nie so mooi wees soos wat hy moet wees nie. Maar dalk sal ons met baie minder egskeiding sit, né, as ons begin sê, dink wat kan gebeur as jy hierdie verbond breek. Dis 'n verbond voor God wat jy beloof het en jy moet daarby hou. So is 'n verbond verseël. As een van die partye nie die ooreenkoms nakom nie, is daar gevolge, soms selfs die dood. Ek wil net dit sê, tussen hakies, 'n verbond is nie 'n kontrak nie, daar is ooreenstemmings, maar dis nie 'n kontrak nie, daar's verskille. Nou ons sien dat 'n verbond van God se kant af kom, en tot stand gemaak word met 'n seremonie in Abraham se tyd. Nou ons gaan baie nog daaroor praat, so ek wil net vinnig dit noem. In Genesis 15 sê die Here vir Abraham, neem vir my 'n vers, 'n bok en 'n skaapram, al 3 jaar oud, en 'n jong duif en ek dink 'n tortelduif en 'n jong duif, ja. En Abraham het dit geneem. Toe weet hy wat kom. God wil 'n verbond sluit. En die Bybel sê hy die diere middeldeur gesny, maar nie die duwe nie, want dit was nou, hier kom dit nou, maar hy het gaan wag, want hier moet iets gebeur. God wil 'n verbond sluit. En jy kan Genesis 15 gaan lees, ons gaan nog daaroor praat as ons daar kom. Abraham het aan die slaap geraak, hy het die hele dag gewag. Niks het gebeur nie. Maar hy het die kraaie en die wilde voëls weggejaag, en toe hy in die slaap raak, toe kom daar iets, en God beweeg self, alleen, tussen die vleis deur, en hy sê daai dag, dis my verbond met jou. Dis die verbond met Abraham, die Abraham verbond. En wat mooi is God het dit alleen gedoen. So dis 'n eensydige verbond. Dis 'n simboliese handeling, maar hy doen dit alleen. Abraham was nie deel daarvan nie. Wat beteken, God het dit net gedoen omdat hy gesê het vir die mensdom, kyk, die geestelike nageslag van Abraham is kinders van die Here. God het gesê, ek weet, jy kan nie die ooreenkomste nakom nie. Jy kan nie. Ons kan nie as mens God se vereistes nakom nie. Maar ek sal jou genadig wees. Daarom gee ek jou 'n genade verbond. En hy verbind homself om te red die wat in geloof na hom toe kom. Dis die Abraham verbond. Ons gaan nog baie daaroor praat. Dit was simbolies van die twee partye in hierdie verbondsverhouding. Nou met die Noag verbond sluit God 'n verbond nie net met Noag nie. Nie net met Noag en sy seuns nie. 3 seuns saam met hom. Nie net met Noag en sy seuns en die se vroue nie, maar met die hele skepping. Ek wil jy moet baie mooi let op vers 11. En ek rig my verbond met julle op, dat, let op die woorde, alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie. En dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie. Later herhaal hy dit, daar's baie herhaling in hierdie gedeelte, so ek gaan 'n bietjie, ek gaan nie noodwendig sistematies versie vir versie hierdie gedeelte nie, maar ons gaan al die gedeeltes, al die versies behandel. God kon net 'n woord spreek, God kon net vir Noag gesê, Noag, ek wil vir jou verbond, ek wil vir jou belofte gee, ek gaan nie weer 'n vloed stuur soos wat daar was nie. Want ons weet mos nou hoe dit was die oordeel van God. Dit was 'n groot, massiewe, wêreldwye kataklisme, wat alles verander het, alles uitgewis het. Noag, ek sal dit nie weer doen. God kon net gesê het, ek sal dit nie doen, dit sou genoeg gewees het. Maar hy verbind hom tot 'n verbond, dis waar dit vandaan kom, 'n verbintenis, om vir hom te sê, ek wil dit wettig maak. Ek wil dit 'n verbond maak. So wat is 'n verbond? 'n amptelike, formele, wettige en wetlike ooreenkoms tussen twee partye. In hierdie geval God en die hele skepping. Tweede vraag. Dis eintlik nie 'n vraag nie. Hier's 'n tweede groot punt wat ek wil maak, verskoon tog. Hier is 'n saak van lewe en dood. Ek wil net u aandag vestig op die woorde weer eens van Robertson, van Palmer Robertson. A covenant is a bond in blood. A bond in blood beteken letterlik, dit is 'n saak van lewe en dood. Dit kan jou lewe red. Dis 'n belangrike saak. Daar's twee tipes verbonde in die Bybel. Voorwaardelike verbonde en onvoorwaardelike verbonde, net soos beloftes. Dis
belangrik om tussen hierdie twee tipes verbonde te onderskei, sodat jy 'n duidelike beeld kan hê van wat die Bybel bedoel. Voorwaardelike beloftes of verbonde is 'n verbond wat 'n tweesydige verbond is, waar daar 'n aanbod aan die mens gemaak word, gewoonlik saam met 'n formule. En u ken dit almal as jy al die Ou Testament ooit deurgelees het, sal jy weet daar baie keer kom voor. Hy sê vir Moses, as jy so en so doen, dan sal ek so en so maak. Jy moes dit al gelees het. As jy, dan sal ek. Dis 'n voorwaardelike verbond. Dis die formule. As jy, dan sal ek. God beloof sekere seëninge, God beloof sekere voordele, maar die mens moet aan die voorwaardes voldoen. Dis die rede waarom ons die Moses-verbond nie op ons van toepassing kan maak nie, want dit was gegee vir die volk Israel met bepaalde voorwaardes. As jy, dan sal ek. Dis nie vir ons nie. Daar's baie van daai beloftes wat glad nie meer vir ons op toepassing is nie. As die mens versuim om dit te doen, dan kan dit lei selfs tot straf. 'n Mens se reaksie op die verbondsooreenkoms bring dus vir jou of seëninge, goeie dinge, of dit kan die vloek of die straf van God ook bewerkstellig. Die seëninge word deur gehoorsaamheid verkry. As jy doen wat die Here sê, as jy handel volgens die Here se woord, dan kry jy die seëninge. Maar die mens moet aan sy voorwaardes voldoen om dit syne te maak. Nou van die 8 verbonde waarvan in die Bybel gepraat word, is 2 voorwaardelik. Die verbond van Eden, dis wat met Adam gesluit is voor die sondeval, en die verbond met Moses, voorwaardelike verbonde. Maar dan kry jy onvoorwaardelike verbonde. Dis 'n eensydige verbond. Dis deur die soewereine ingryping van God waar hy sê, ek sal myself onvoorwaardelik verbind om sekere seëninge, sekere baie goeie goed vir die ander party te doen, te gee, te bewerk. Dit is dan nou vir die ander party in die verbond word genoem die verbondsvolk. In sekere tye was dit Israel, in sekere tye is dit die kerk, is dit sy mense, maak nie saak wie die objek daar is nie, maar dis om bepaalde seëninge en omstandighede vir die ander party te bewerk, ongeag, dis 'n onvoorwaardelike verbond. Hierdie verbonde word gekenmerk deur die formule waar God dikwels sê, ek sal. En as jy enigstens by die bidure was, dan sou jy geweet het, ons het nou 'n paar keer tyd geneem om te praat oor God se getrouheid. As God gesê het, ek sal, sonder 'n voorwaarde, dan, my liewe vriend, is daar niks en niemand wat dit gaan keer nie. Want as God gesê het, ek sal, dan sal hy. Hy doen altyd wat hy beloof. Seëninge word gekry deur God se genade, sy barmhartigheid. Daar kan moontlik voorwaardes in die verbond wees, wat die ander verbondsparty, wat God eintlik van die ander party vra, om hom te dien in dankbaarheid. God doen sekere goed vir jou, hy vra dat jy hom sal dien in dankbaarheid, dat jy gehoorsaam sal wees in dankbaarheid. Dit beteken as jy ongehoorsaam is, verbeur jy die verbond nie, maar dit beteken uit dankbaarheid, gaan jy nogtans vir hom leef, gaan jy vir hom sê, wys, dat jy tog sy genade waardeer. Daai dankbaarheid, die lewe wat jy leef, is nie op sigself die rede waarom God sy belofte hou nie. So dis 'n onvoorwaardelike belofte. Hy gaan dit doen, maar is net soveel beter as jy in dankbaarheid leef en gehoorsaam is. Nou 6, as 2 van hulle voorwaardelik is, dan beteken dit 6 van die 8 verbonde is onvoorwaardelik. Dis die Adam verbond, die tweede een na die sondeval nou, die Noag verbond, die een waarvan ons vanoggend praat, die Abraham verbond waarvan ons nog sal praat, die Palestynse verbond, dis een wat God met Israel gesluit het, ook genoem die grondverbond, die Dawid verbond en dan die nuwe verbond. Dis onvoorwaardelike beloftes. Dis 'n saak van lewe en dood. Dikwels ewige lewe en ewige dood. Maar dan kom ons by 'n derde aspek en dit word soewerein opgerig deur God. Onthou die woorde van Palmer Robertson. A covenant is a bond in blood sovereignly administered. Dit beteken bloot net, God sit nie met ons om 'n tafel en sê, hoorie, kom ons praat, wat kan jy tafel toe bring, wat kan jy bydra, wat kan jy doen? 'n Soewereine verbond beteken, God onderhandel nie met die mens.
God sê, hier is my verbond. Dis wat ek eis, of hier is my verbond, as dit 'n onvoorwaardelike belofte is, ek sal sekere goed doen. Dis die verbond. Dis so maklik soos wat dit is. Die ou, baie bekende Amerikaanse predikant Donald Grey Barnhouse het gesê, man has no claim whatsoever on God, any more than a cup has a claim on the potter who formed it. God gave man his life, and man is dependent on God for every breath that he draws. But God has been pleased to bind himself by voluntary agreements called covenants, in order that man may learn that God is full of grace, and that we may serve him with thanksgiving. Met dankbaarheid moet ons die Here dien. Die Noag-verbond is 'n klassieke voorbeeld van soewereine genade. Onthou nou, God kon die mens vernietig, heeltemal. Maar God besluit, ek gaan my verbond oprig met Noag en met die res van die skepping. Kan jy dink hoe Noag en sy gesin, dink maar, miskien as u verbeelding het, hulle kom uit die ark, dis 'n nuwe wêreld. Hier en daar nog dalk vleie, plasse, modder, maar die groenigheid is volop, die ark is rustig, hulle moet 'n nuwe begin maak. Dis dieselfde dag wat hulle uit die ark uitkom. Kan jy dink wat sal hulle belewenis wees as daar nog 'n paar druppels uit die hemel dalk nog val? Of as daar donker wolke begin saampak? Miskien 'n paar blitse in die verte nog slag. Vrees. Hier kom dit weer. Hulle weet wat dit behels. Hulle het gesien wat dit behels. Vrees en benoudheid, maar sonder enige druk, sonder enige motivering anders as sy liefde, kom God en hy maak 'n genadige verbond met Noag. Hy hoef dit nie te doen. Maar hy kom na Noag en hy sê, hierdie Noag verbond gee ek, sodat julle nie hoef bang te wees. Oordeel is verby. Nou die seën. Oordeel is verby. Julle hoef nie meer te vrees vir wêreldwye vloed nie. Nou ek kan net sê, en ek moet sê, niemand is ooit gered deur die Noag-verbond nie. Die Noag-verbond is nie 'n verlossingsdaad nie. Daar's mooi beginsels wat ons wys na die evangelie, ons gaan daarby kom, maar God stel bloot sy werkswyse met die skepping as hoof oor alles. Hy sê, luister, in genade gaan ek my skepping bewaar. In genade gaan ek my skepping bewaar om die ruimte te skep sodat my verlossingswerk tot uitvoer kan kom. Ek wil dit so stel, en dis nou sommer platvloers gestel. As God so moes optree soos voor die sondvloed, dan sou daar herhaaldelik weer vloede gewees het. Ons het mos al daarna gekyk. As dit nie daarvoor was nie, sou God net bly aanhou straf, en niemand sou oorgebly het nie. Die mensdom sou vergaan het, die skepping self sou vergaan het. God sou alles gestraf het, want alles is boos, alles is sondig. Die doel en die uiteinde van die Noag-verbond word gesien eintlik in die ander verbonde wat uitspeel, deurdat God sê, ek gaan die skepping bewaar, ek beloof, ek sluit die verbond, ek sal nie weer 'n wêreldwye vloed stuur nie. Maar daarna kom die Abraham-verbond, wat hoofsaaklik het verlossing deur geloof, Genesis 12. En dan die Moses-verbond, daar sal 'n ewige troon wees. En die troon gaan uit Israel kom. Dan die Moses-verbond wat sê daar sal 'n heilige nasie wees, wat dan 'n troon sal wees, die Dawid-verbond, daar sal 'n ewige troon wees. Al hierdie verwys vorentoe en word vervul in wat ons ken as die nuwe verbond, wat sy vervulling het in Jesus Christus. So God skep die ruimte in die skepping, en hy sê ek sal hierdie skepping bewaar, sodat my verlossingsplan, my ewige verlossingsplan daarin uitgespeel kan word. Daarom sê Paulus in 2 Korintiërs 1 vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom, dis in Jesus, in hom is hulle ja, en in hom, amen, tot heerlikheid van God deur ons. Uiteindelik is die Noag-verbond gemaak met die oog op die Here Jesus. Kyk so daarna.
God sien nie tyd soos wat ons dit sien. Verlede, hede en toekoms nie. God sien tyd as 'n punt. Hy's 'n ewige nou. Uiteindelik is die Noag-verbond gemaak met die oog op die kruis, op Jesus wat moet kom. Die verkondiging van die evangelie. Kyk na vers 11. Ons het dit gelees. Ek rig my verbond met julle op dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie. Met die oog uiteindelik op 'n volk wat hy vir homself sal red. Oog op die kruis. Dis 'n ewige verbond, want ons het gelees in vers 16, as die boog dan in die wolke staan, sal ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens, in alle vlees wat op die aarde is. So ek wil hê jy moet so daaraan dink. Met die Noag-verbond is God besig om te sê, ek beloof, ek sal die sondeprobleem, die probleem wat veroorsaak het dat ek die wêreld moes wegspoel, skoonspoel. Ek beloof om die sondeprobleem op te los. Maar die oplossing gaan nie kom deur straf nie. Die oplossing gaan nie kom deur oordeele nie. Die oplossing gaan kom deur genade. En die genade het 'n gesig. Dis 'n mens. Sy naam is Jesus Christus. Nou ek weet, jy het al met hierdie tipe van redenasies te doen gekry, so ek wil dit vinnig net noem as 'n illustrasie. Jy kry mense wat nie wil glo aan God nie. Hulle is dalk 'n uitgesproke ateës of dalk 'n agnostikus as hy 'n bietjie ander sieninge het, maar ongeag, mense wat soms sê, weet jy sê ons mag nie dit nie en ons mag nie dat nie en dit sal gebeur. Ek sê jou wys man, en dan sal hulle iets godslasterlik sê of iets godslasterlik doen. En dan sê hulle, sien jy? Daar's nie 'n weerligstraal wat my slaan uit die hemel nie. En ek lewe nog. Daar's nie 'n God nie. Daar's nie so iets soos 'n oordeel nie. Jy moet al hierdie stories uit die Bybel uit, en ons almal ken hierdie tipe redenasies, né? Nou wat moet ons antwoord wees as mense sê, kyk, hier sondig ek is soos 'n ou wat sy voet oor die lyn sit, jy weet, en hy so half uittartend. Kyk wat gaan jou God iets doen as ek nou, jy sien, God doen niks. Want sy redenasie is daar is nie 'n God nie, of hy doen in elk geval niks nie. Nou ons antwoord daarop moet wees, my liewe vriend, is as gevolg van die Noag-verbond dat jy nog lewe. Want was dit nie vir God se verbond met Noag nie, sou hy gedurig deur mense soos jy moes straf. Jy sou nie bestaan het nie, jy sou nie gelewe het nie. Daar is 'n oordeel op pad, ja, daar is 'n oordeel in die eind daar op pad, maar daar is genade vir elkeen wat in geloof na die Here Jesus toe kom. Daar is genade, dis die wese van die Noag-verbond. Baie kortliks tweedens, die volgende vraag, wat is die teken van die Noag-verbond? Nou dis maklik, dink die kindertjies sal dit kan beantwoord. Elke verbond het 'n teken. 'n Sigbare, uiterlike voorstelling wat jou laat dink aan daai verbond. Die Abraham-verbond het die besnydenis. Die Moses-verbond het die Sabbat. Die nuwe verbond het die doop. Wat is die teken van die Noag-verbond? Vers 12 en 13 het ons gelees, en God het gesê, dit is die teken van die verbond wat ek sluit tussen my en julle, en al die lewende wesens wat by julle is, vir ewige geslagte. My boog gee ek in die wolke. Dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Ja, die reënboog, wat ons gedurig sien, die reënboog is 'n teken van die Noag-verbond. As die weer dreig en saampak, ek dink hier in die baai, sien jy baie mooier reënboog as wat ek al ooit in die Transvaal gesien het in my lewe. Ek weet nie of ek dalk nou 'n bietjie bevooroordeeld is nie, want ek is lief vir die baai, maar ek het al baie mooi reënboë hier gesien, want die weer verander so vinnig. Nou, jy son skyn aan die een kant en aan die ander kant pak die wolke saam, en dis mos nou wanneer daar vog in die lug is, dan sien jy die pragtigste reënboë. Die reënboog. God gee 'n teken van sy belofte. Vers 16 sê ook, as die boog dan in die wolke staan, sal ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens in alle vlees wat op die aarde is. Daar's 'n baie goeie teoloog, en hy het kommentare geskryf saam met
Kyle en Delitzsch is een van die bekende verniet kommentare wat jy oral op die internet kan kry. Maar die man se naam is Franz Delitzsch, 'n Duitse teoloog. En hy het 'n baie goeie kommentaar geskryf oor hierdie gedagte. Hy sê, as the rainbow shines forth against the dark background which shortly beforehand had flashed with lightning. Hy stel dit net baie mooi. It symbolizes the victory of bright, gentle love over the darkly luminous wrath. Oordeel. Toren. Hoe mooi stel hy dit? Die oordeel is verby. Hier's 'n reënboog. 'n Reënboog is 'n mooi ding. 'n Reënboog is 'n sagte, liefdevolle teken. The rainbow proclaims peace between God and man, and reaching as it does beyond the range of vision, it declares that God's covenant of grace is all-embracing. It is God's covenant with all the world that there would be peace. Mooi gestel, né? Die reënboog moet ons daaraan herinner dat God die oordeel is verby. God gee genade. As God sou oordeel soos voor die sonvloed, was daar weer 'n vloed en weer 'n vloed en elke dag weer 'n vloed. Maar die oordeel is verby, daar is nou genade. Nou is verskillende interpretasies van die reënboog, veral by die ouens wat 'n bietjie skilder met die woorde. Hulle sal sê die reënboog is 'n boog, want dis eintlik die boog staan vir 'n vegter, jy weet, soos 'n oorlogswapen of instrument. Maar nou is dit 'n sagte, dis 'n reënboog. Dis nie meer 'n wapen nie. Anders sal sê, maar die boog is altyd weggedraai van die wêreld af. So die boog staan altyd met sy boog boontoe. Wat beteken dit word nie meer aangeval nie. Dis nou God wat sê daar's nou vrede. Allerlei mooi beelde. Ek wil my nou nie in al die dinge stel nie, maar as jy die beste verklaring wil hê van wat die reënboog eintlik moet oordra, kyk wat sê die Bybel oor 'n reënboog. En weet jy waar sien jy nog iets baie mooi onder andere van die reënboog in die Bybel? En ek hoop jy gaan nie verbaas wees as ek sê, kyk saam met my na Openbaring 4 vers 3. Die apostel Johannes sien 'n visioen in die hemel. Hy sien God in die troonkamer. Hy sê en hy wat op hierdie troon sit, hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius. En rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. Gedagte, rondom die troon, reg rondom die troon, 'n reënboog. Besef u, ons sien net 'n deeltjie van 'n reënboog. En ek kan dit eerstehands vir julle sê, want ek het dit al gesien. Een keer was ek op pad terug met 'n vliegtuig van Gauteng af. Toe is dit bewolk in die baai. En ek sien 'n reënboog in die wolke. As dit nie was dat die venstertjie van die vliegtuig so klein was nie, het ek die hele boog gesien. Want dit was net hier wat ek nie sy laaste deeltjie kon sien nie, maar hy was 360 grade. Volledige sirkel. Dis iets om te sien. Ek wou dit so graag afneem, maar jy kon nie die hele ding met een oogopslag sien. Dis wat die Bybel sê, die bedoeling is van die reënboog. Jy sien die volmaakte reënboog, nie net 'n halfmaan nie, 'n volle sirkel, 'n volmaakte belofte, en die skoonheid van die vrede wat God is, nie net wat hy beloof nie, maar dit wat hy is, dis om sy troon, en die verlossing wat vir altyd sal duur. En die vraag wat die kinders dalk gaan vra is, was daar reënboë voor Noag se reënboog? Of het God die reënboog gemaak as 'n teken vir Noag? Het God die reënboog geskep vir Noag? En as gevolg van wetenskaplike wette, nog altyd, die fisika sê, as jy wit lig deur 'n prisma skyn, dan gaan jy die spektrum sien, met die kleure van die reënboog. Rooi, oranje, geel, groen, blou, indigo en violet is dit, né? Maar nou, dis 'n fisika wet, so dit moes daar gewees het iewers, maar was daar reënboë? Nee, daar was nog nooit reën nie. Voor Noag se vloed was daar nog nooit reën nie. Daar het 'n mis uitgekom wat die aarde benat het uit die grond, en daar was ondergrondse bronne, maar hier is die eerste een. God sê, ek het dit gemaak as 'n teken van my vredeverbond met die wêreld. So elke keer as ons 'n reënboog sien, dan moet ons dink aan God se verbondstrou,
Hy gee dit, en net so min as wat jy die wette van fisika kan verander, net so min kan jy God se woord verander, want hy is getrou. Hy het beloof, hy sal dit noem. Nou ek wil net iets noem. Ek sien die tyd haal ons in, maar ek moet iets noem. Die reënboog deesdae is 'n teken van gans en al iets anders, né? En u weet waarvan ek praat. Ek dink dit het tyd geword dat kinders van God die reënboog moet terugeis as 'n teken van God se verbond en nie vir die perversiewe, aaklige ideologie van ons dag nie. Dis nie hulle teken nie. Dis God se teken. Bring my by die laaste vraag, laaste gedagte. Vir wie was die reënboog, vir wie was die verbond bedoel? Ons het herhaaldelik gesien met wie God die verbond gesluit het. Vers 17. God het vir Noag gesê, dit is die teken van die verbond wat ek opgerig het tussen my en alle vlees wat op die aarde is. Nie net die mense nie, die hele skepping. Maar daar's egter iets belangrik hier wat ek wil hê u moet sien. Wie moet die teken van die reënboog sien? Dis beslis vir ons gegee. Ons het tekens nodig. Maar weet jy, as jy die gedeelte gaan lees, 2 maal in die gedeelte word daar gesê God moet dit sien. Kyk saam met my na vers 14 en 15. As ek dan wolke oor die aarde bring en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond. Wie moet dit sien? God moet dit sien. Kyk saam met my na vers 16. As die boog dan in die wolke staan, sal ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens en alle vlees wat op die aarde is. Die Engelse vertaling het hom beter vertaal. Hulle sê letterlik, that I may remember the everlasting covenant. Nou hier's 'n probleem. As u saam met my is, het u dalk ook nou 'n frons in die gemoed. Beteken dit nou God het 'n teken nodig om te onthou dat hy 'n verbond gesluit het? Nee, dis nie wat die teks sê nie. Dis vir God. Hy moet die teken sien. Is dit nodig vir hom om herinner te word asof hy sal vergeet? Nee, die idee is, as ons die reënboog sien, elke keer wanneer ons 'n reënboog sien, moet ons weet, dis 'n teken vir God om te sien. Dis 'n teken wat God weliswaar sien, en hy kan nie vergeet dat hy 'n belofte gemaak het nie. Maar hy dink daaraan. Die reënboog is 'n teken van die belofte tussen God en die aarde. Hy het homself verbind daartoe. Hy sal die aarde bewaar. Ja, hy sal die aarde bewaar tot aan die einde, wanneer daar uiteindelik 'n oordeel gaan kom. Maar hy gaan dit bewaar. En elke keer as die reënboog verskyn, moet ons onthou, hierdie wêreld waarin ek leef. Onthou dit elke keer as jy 'n reënboog sien. God, in sy geregtigheid, moet hy eintlik hierdie wêreld vernietig. Want die aarde verdien die oordeel van God. Maar God gee genade. God is genadig. Dit is waarom hy die teken gegee het van die verbond. Ek sluit af. Hoe kosbaar, hoe pragtig 'n reënboog ook al mag wees. Ek wil vanoggend vir u sê, daar is 'n beter teken in die hemel vir God. 'n Beter teken wat nie net vir ons genade gee nie, maar wat vir ons saligheid verseker. En daai teken is die Here Jesus. As u dan nou sê, maar hoe kom ons nou daarby uit? Dis 'n teken in die hemel, want die Bybel sê, waar is Jesus nou? Hy sit aan die regterhand van God die Vader. God die Vader sien hom. Hy sien die wonde in Jesus se hande. Hy sien die wonde in sy voete. Hy sien die wond in sy sy. En as die Vader dit sien, dan sê hy presies die woorde wat hy herhaaldelik op verskillende maniere aan ons sê in die Bybel: ek sal jou sonde vergewe. Jy verdien die hel. Jy verdien my oordeel, maar ek sal jou sonde vergewe. John Wesley beskryf hierdie gedagte baie mooi. Ek is lief vir die ou liedere, die ou Engelse liedere. En John Wesley skryf in 'n lied genaamd Arise My Soul Arise. Dit is 'n loflied tot eer van die Here, maar hy sê in die 3de vers: 5 bleeding wounds he bears
received on Calvary. They pour effectual prayers. They strongly plead for me. Forgive him, oh, forgive him, they cry. Forgive him, oh, forgive him, they cry. Nor let the ransomed sinner die. Weet jy wat sê God die Vader? Wanneer hy na my kyk, en ek moet dit persoonlik maak, want ek kan nie vir u pa staan in hierdie verband nie. Dis 'n saak tussen u en God. Of u geloof al in die Here Jesus geplaas het as saligmaker, kan ek nie met sekerheid sê nie, want ek ken nie harte nie. Wat ek wel kan doen is om by u te pleit om dit te doen. Maar as God na my kyk, as God die Vader na my kyk, dan sê hy presies dieselfde woorde as wat hy vir Israel gesê het destyds met die uittog uit Egipte land. Eksodus 12 vers 13. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En weet jy waar sien hy die bloed? Hy sien die bloed in sy seun, sy hande en sy voete en sy sy, want dis die prys wat betaal is vir my. Niks minder nie. Dis die prys wat my moes loskoop. Dis wat God sien. En daarom wil ek afsluit deur vir u te sê, vriende. Die doop kan jou nie red nie. Kerklidmaatskap kan jou nie red nie. 'n Goeie lewe, hoe goed dit ook al lyk, kan jou nie red nie. Dit gaan nie hieroor is jy goed genoeg nie. Het jy in geloof al jou toevlug na die Here geneem en gesê, Here, as u my nie red nie, as u bloed nie vir my was nie, is daar vir my geen hoop nie. Dis redding. Dis redding. En dis wat elkeen van ons nodig het. En ek wil ernstig by u pleit. Ons is 'n klein gemeentetjie en dit is maklik om persoonlik met mense te praat. Daar is 'n bekommernis in my hart. Want ek wil nie hê u moet eendag voor God staan en hy sê, maar ek het jou geleer van hierdie dinge. Hoekom het jy nie geluister? Ek het my genade uitgeput. Want jy gaan geen verskoning hê. Vlug na hom. Die Here sal genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Wonderbare Here Jesus, vanoggend is ons dankbaar vir elke reënboog. Ons is so dankbaar vir u genade. Ons het gesien, dit is absolute genade wat maak dat u na ons neerbuig. As u voortgegaan het met straf, dan sou u bekend gestaan het as 'n God van oordeel en wraak, boosheid. Maar u stel u self aan ons bekend. As gevolg van die Noag verbond, kon u vir Moses gesê het, ek is 'n God van groot goedertierenheid en trou. Ek is 'n God van barmhartigheid, lankmoedig. Dis hoe u is. U kon ons vernietig. U kan hierdie wêreld vernietig. Dankie vir genade. Dankie vir elke reënboog as teken van hierdie genadeverbond. Sal U ons help om die dinge te verstaan en uit te leef. Sal U ons help om ons toevlug na Jesus te neem. As daar mense is wat twyfel hieroor, help ons om sekerheid te kry. Dat ons U sal ken as saligmaker. Dis al wat uiteindelik saak maak. Ons aanbid U. Ons loof U heilige naam. Amen.